Goeiedag, liewe gemeente, wonderlik om weer so met u te kan praat en met u te kan deel van die woord van die Here. U sal agterkom, ons agtergrond is so 'n bietjie anders, maar dankbaar om weer agter 'n kansel te kan wees en nog steeds met u die woord van die Here te kan deel. Maak nie saak ons omstandighede nie, ons dankbaar dat ons weer die woord van die Here gaan nog uit. En dankie ook vir almal se terugvoer en almal se boodskappe, ons waardeer dit en is wonderlik om te hoor hoe almal luister. Sekere lê nog warm snoesig in die bed op die selfoon, anders dit voor die televisie, ander terwyl hulle op hulle eie is in 'n kantoor of so, maar wonderlik om te hoor dat almal nog die woord van die Here kan hoor in hierdie tydperk. Gaan met die geleentheid om net so 'n paar afkondigings te doen namens die kerkraad. Ons wil net geluk sê met die volgende individue se verjaarsdag. Om Jerry Koortse verjaar vandag, Sondag, en mag die Here hom ook ryklik seën, en dan ook vir Pieter Beets die 19de, die dag wat voorlê, mag die Here hom ook ryklik seën. Dan ook vir ons voorbidding vir ons bejaardes in die gemeente in hierdie tydperk, ook so vir gesinne wat geraak is deur die COVID-epidemie, mense wat hulle werke verloor het, ander wat maar swaar trek onder die omstandighede. Vir ons ook dat ons as gemeente sal inspan en sal bid vir almal saam. Dan ook vir ons vir voorbidding vir Talita Lombard in hierdie tydperk, dat ons ook aan haar sal dink wat ook siek is, en dat die Here ook saam met haar sal wees en sal genees. Dan ek ook vra dat ons net so sal sit, dat bid ons saam. Ek slaan my oop na die berge, waar sal my hulp vandaan kom? My hulp is van die hemel, van die Here, die skepper van hemel en aarde. Amen. Ek wil noem die woord van die Here saam met my op te maak by Markus 10, ons gaan daar so lees vanaf die 17de vers, Markus 10. Ons kyk vandag na die verhaal van die ryk jong man, hierdie persoon wat Jesus ontmoet het, 'n besonderse ontmoeting, met 'n besonderse betekenis, en boodskap ook agter dit. Markus 10 vanaf die 17de vers. Ek gaan voort om vir ons te lees. En toe op die pad uitgaan, hardloop daar een na hom toe, en val voor hom op sy knie en vra hom, Goeie meester, wat moet ek doen om die ewige lewe te beerwe? En Jesus sê vir hom, waarom noem jy my goeie meester? Niemand is goed nie, behalwe een, naamlik God. Jy ken die gebooie, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuie gee nie, jy mag niemand tekort doen nie, eer jou vader en jou moeder. Maar hy antwoord en sê vir hom, Meester, al hierdie dinge het ek onderhou van my jeug af. En Jesus het hom aangekyk en hom lief gekry en vir hom gesê, een ding kom jy tekort, gaan en verkoop alles wat jy het en gee dit aan die armes, en jy sal 'n skat in die hemel hê. Kom dan hier, neem jou kruis op en volg my. Maar hy het treurig geword oor die woorde en bedroef weggegaan, want hy het baie besittings gehad. Toe kyk Jesus rond en sê vir sy disippels, hoe beswaarlik sal hulle wat goed besit in die koninkryk van God ingaan. En die disippels was verbaas oor sy woorde, maar Jesus antwoord weer en sê vir hulle, kinders, hoe swaar is dit vir die wat op hulle goed vertrou, om in die koninkryk van God in te gaan. Dit is makliker vir 'n kameel om deur die oog van 'n naald te gaan, as vir 'n ryk man om in die koninkryk van God in te gaan. Net tot sover die onfeilbare woord van die Here. Kom ons buig ons hoofde en dan bid ons saam. Here Jesus, baie dankie vir hierdie dag en die geleentheid, Here. Vader, dat ons kan weet, alhoewel baie goed beperk is, tot 'n stop gesit is, kan ons nog openlik en vrylik vir U dien, waar ook al ons is. Here, in 'n tyd soos hier, waar daar baie onsekerheid is, en ons nie weet wat aangaan nie, weet ons as een ding waar ons kan seker wees, en dis U en U woord. Dis 'n standvastige plek vir ons om te wees, iets om na te gryp en om aan vas te hou, en ons is dankbaar daarvoor. En Here, ek bid dat ons in hierdie tyd waarlik U woord mag neem, die tyd mag uitkoop en tyd maak vir U. Dat ons onsself sal afsonder en Jesus sal soek in die moeilike uitdagende tydperke. Dat U ons toevlug sal wees. Here, baie dankie ook vir môre waar ons die woord kan lees en kan deel. En vra ek Vader, Here, dat U dit vir ons sal kom oopbreek en duidelik maak wat U hierdeur van ons wil kom sê. Dankie Vader dat ons kan kyk na die lewe van U seun, na die lewe van Jesus. En weet Here dat die lesse en die waarhede wat hy van ons voorhou daarin is kosbaar en so nodig in die tyd waarin ons is. Ons kom vra in die Hemelse Vader dat U ons sal seën in hierdie dag. U ons naby sal wees en met ons sal praat in hierdie môre. Ons bid dit nie uit verdienste nie, maar lelik in die naam van Jesus. Amen. Ek hou vir ons voor vers 22 as ons teksvers van oordenking waar ons lees, maar hy het treurig geword oor die woord en bedroef weggegaan, want hy het baie besittings gehad. Vandag se boodskap
gaan oor so naby, maar tog so ver. Hierdie ryk jong man kom na die Here Jesus en hy vra vir hom hierdie baie belangrike vraag. 'n Vraag wat dalk in die eie gemoed al rondgehardloop het. Meester, goeie meester, wat moet ek doen om die ewige lewe te beerwe? So 'n belangrike vraag, en hierdie man kom by Jesus, die persoon by wie hy moet uitkom. Hy ontmoet hom van aangesig tot aangesig. Hier is vir hom die weg tot die ewige lewe. Hier is die persoon wat dit vir hom kan bied, vir hom kan voorhou. En tog, hoe gaan hierdie man weg? Treurig. Hy was nie bereid om hierdie dag hierdie stap te neem. Hy het so naby gekom, maar tog was hy nog so ver. Het hy dit so ver gemis om sy heiland te ontmoet. Wanneer mens praat van so naby, maar tog so ver, verwys mens baie keer na wanneer jy na 'n doel mik. En wanneer jy dalk gooi of skiet of hardloop vir daardie doel, en jy mis hom by die kleinste hoeveelheid, die spyt wat oor jou kom. So naby, maar tog so ver. As ek die doel ver mis, dan besef ek, dit was my fout. Maar so naby, maar tog so ver, daardie spyt, as ek maar net bietjie beter gemik het, bietjie beter gehardloop het, dan het ek daardie doel bereik. In hierdie gedeelte sien ons, kom hierdie man so naby tot redding, om dit waarna hy soek te beerwe, te kry, sy eie te maak. Maar hy mis dit. En omdat hy dit mis, by die kleinste fraksie, mis hy dit totaal en al, so ver. En weet jy, baie mense gebeur met dieselfde. Hulle soek die Here Jesus, of so bely hulle. Hulle doen alles wat hulle dink reg is, hulle hoor die waarheid. Hulle besef hulle nood. Hulle wil by Jesus uitkom, hulle bid 'n gebed. Hulle bid 'n gebed, maar tog mis hulle die Here Jesus. Tog kom hulle nooit waarlik by hom uit tot redding nie. Dis daardie mense wat kerk toe mag kom, wonderlike dinge verrig, maar nooit by die punt kom waar hulle Jesus aanneem as hulle persoonlike verlosser nie. Dalk is dit u vanmôre wat hierdie boodskap luister. Dalk sit u op daardie selfversekerde troontjie waar u dink, omdat ek sekere dinge verrig het, omdat ek op sekere dinge kan staat maak, gaan ek hemel toe. En weet jy, dis baie keer daardie individue wat so naby is, maar tog so ver. Daardie individue wat die waarheid hoor, maar dit nooit aanneem nie. En daarom gaan ons vanmôre kyk na hierdie jong man se lewe en sy ontmoeting met Jesus en raak sien oor individue wat so naby kom om Jesus te ontmoet, maar tog nog so ver is. Individue wat die waarheid hoor, daarna luister, self van Jesus direk, van sy disippels direk, maar het nooit aangeneem het nie. In die Bybel sien ons nog ander individue, selfs 'n voorbeeld van 'n koning, 'n goewerneur. Ons sien die voorbeeld van Simon die towenaar, wat die waarheid gehoor het, maar tog was hy net daarin, vir wat hy daar kon uitgekry het hy so naby gekom in die evangelie, maar tog so ver. En die vraag vanmôre is, liewe vriende, waar staan ek en u vanmôre? Het ons al die Here Jesus ontmoet? Of is ons so naby vandag, dat ons nog net nie daai stap geneem het nie? Want weet jy al, is ek hoe naby, bly ek nog steeds so ver. Kom ons kyk 'n bietjie na die jong man se lewe en sien in en verstaan, hoekom het hy Jesus gemis? Wat het gebeur? En dan sien ons onsself ook daarin raak. Die eerste gedagte sien ons, hierdie jong man besef sy nood. In vers 17 lees ons, en toe hy op die pad uitgaan, hardloop daar een na hom, en val voor hom neer, en vra op sy knieë, goeie meester, wat moet ek doen om die ewige lewe te beerwe? Nou wat indrukwekkend is vir 'n Jood, 'n man van aanstatus, soos hierdie jong man, wat ook 'n leier was in die samelewing, was dit buitengewoon dat hy moes gehardloop het, nog minder op sy knieë geval het voor iemand. Hulle sou nie dit gedoen het nie, dit was buite 'n volwasse man se gewone optrede. En daarom wanneer die man dit gedoen het, bewys hy net, en erken hy net sy nood en sy ernstigheid, om te sê, maar ek moet nou regmaak. Ek het 'n behoefte. Ek besef, daar is nood in my lewe, en hierdie man getuig deur sy optrede, deur wat hy doen, deur om te hardloop na die Here Jesus, deur om vir hom neer te val, deur om te erken voor almal daarso, wat moet ek doen om die ewige lewe te beerwe? Hierdie man besef, daar's iets tekort in sy lewe, en hy besef ook, Jesus kan dit vir my bied. Goeie meester, wat moet ek doen om die ewige lewe te beerwe? Baie mense daar buite sit met daardie selfde gevoel, daardie selfde besef, ek het Jesus nodig. Ek weet ek kom tekort. Ek weet daar is iets in die lewe wat ek nodig het, 'n leemte in my eie hart.
Nie vergenoegd met die wêreldse rykdom, se eer, niks bied dit vir my nie. Want ek weet, ek kom iets tekort. Wat moet ek doen om hemel toe te kan gaan? Wat moet ek doen om die ewige lewe te kan beerwe? Die Bybel druk vir ons duidelik ons nood uit, die probleem wat ek en u het. Romeine 3 vers 23, want almal het gesondig en het ontbreek hulle aan die heerlikheid van God. Dawid getuig in Psalm 51 en hy sê, in sonde is ek in my moeder skoot ontvang. Ek en u sit met 'n nood en 'n probleem, en daardie probleem is, dat ons het verlorenheid. Ons het sonde in ons lewens. Ons het Jesus nodig om dit vir ons weg te neem. En as gevolg van hierdie sonde is daar 'n skeidsmuur tussen ons en God. En as gevolg van hierdie sonde is daar net een eindbestemming wat vir die mens voorlê, en is die ewige hel, die poel van vuur. Dis die nood waarmee ek en u sit. Ja, ons lewe dalk 60, 70, 80 jaar hier op aarde, maar wat daarna? Wat wag dan vir u en vir my? Ons is bestem tot die hel. Ons het hierdie nood. Ons het daar die eindbestemming wat vir ons wag. Maak nie saak hoeveel jaar dit is nie. En wanneer ons nie handel met hierdie nood nie, wanneer ons nie soos hierdie jongman besef, maar ek moet iets daaraan doen nie, is dit wat vir my voorlê. Maar ongelukkig is daar baie mense wat besef, ek het 'n nood, ek moet regmaak met Jesus, maar ek kom nooit daarby uit nie, net soos hierdie jongman. Besef ek moet iets daaraan doen. Hierdie man doen selfs moeite, maar hy neem nie daardie noodsaaklike tree om Jesus aan te neem nie. Baie mense daar buite getuig en erken en sê, ja, ek weet ek moet my saak met die Here regmaak, maar nie nou nie. Dalk later, dalk eendag. Baie mense sê vir hulle self, ek weet ek is nie reg nie, ek weet ek het Jesus nodig, maar die dinge wat ek nou doen, weet ek, moet ek opgee wanneer ek hom aanneem. Hulle besef hulle nood, maar doen niks daaraan nie. En daai selfde individu is mense wat so naby is. Hulle besef hulle het Jesus nodig, maar so ver omdat hulle hom nooit aanneem nie. Maar hierdie gedagte gaan verder oor hierdie jong man, want ons sien ook, hy hoor die waarheid. In vers 18 lees ons, en Jesus sê vir hom, waarom noem jy my goed? Niemand is goed nie behalwe een, naamlik God. Jesus hou 'n baie belangrike waarheid vir die jong man voor. En daardie waarheid is, net God is goed, nie die mens nie. Ons kan goeie dade verrig, ons kan mooi dinge doen, maar in ons werklikheid as mens is ons nie goed nie. God se standaard vir goed is volmaaktheid. En daarom sê die woord vir ons, wees julle dan volmaak soos my Vader, my hemelse Vader, volmaak is. Die uitdaging en wat dit vir die mens voorhou is, jy kan nie volmaak wees nie. Dit wys die nood vir die mensheid, dit wys die waarheid. In jouself kan jy nie jouself regverdig voor God nie. Niks wat jy doen of maak, kan jou in die hemel bring nie. Nie jou goeie dade nie, nie jou kerkbywoning nie, nie jou tiende nie, nie dat jy gedoop is of voorgestel is nie. Geen dinge so van daai kan my in die ewige lewe bring nie. Maar Jesus sê vir hom, daar is een wat goed is, en dit is die Vader. En die woord getuig vir ons, dat die Vader en die Seun is een. Johannes 14 vers 16 sê vir ons, sê die Here Jesus self, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader, behalwe deur my nie. Die waarheid wat Jesus vir die jong man hier voorhou, is homself. Hy wys vir die jong man, daar is net een wat goed is, daar is net een wat jou regverdig kan verklaar. Dit is God die Vader, deur die werking van Jesus, deur dit wat Jesus kom bewerk het op aarde. En hy hou dit vir die jong man voor, hy wys vir hom die waarheid, maar tog mis hy dit. Hy neem dit nie aan nie. Hoeveel van ons is daar buite vandag, van u dalk, wat die waarheid hoor in die kerkbanke sit, blink gepreek, maar nooit gaan dit tot harte nie. Ek het die voorreg gehad om met 'n kerklike huis uit te kom, jare in die kerk groot te word, onder godsmanne se prediking gesit het, en dit het nooit 'n impak in my lewe gehad nie. Was dit die prediker se skuld? Nee. Was dit die Here se skuld? Nee. Maar my eie. Ek hoor die waarheid, ek hoor wat ek moet doen, ek hoor my nood, maar nooit kom ek tot die besef, ek moet iets daaraan doen nie. Ek het Jesus nodig nie. Daarom, liewe vriende, dit maak nie saak, kom ek uit 'n goeie huis uit nie. Kom ek in 'n kerk wat die waarheid verkondig, as ek dit nooit aanneem, is ek so naby, maar tog so ver. En beteken dit niks vir jy en vir my nie. Daai jare van godsdienstigheid kan ek weggooi, want dit bring my nie in die hemel nie. Jesus en Jesus alleen. Dit is die weg vir jy en vir my. En dit is die waarheid wat hier voorgehou word. In ons derde gedagte sien ons ook dat hierdie jong man
bedrieg homself. In vers 20 lees ons, maar hy antwoord en sê vir hom, meester, al hierdie dinge het ek onderhou van my jeug af. Die Here Jesus hou vir hom 'n standaard voor. En hy sê vir hom, onderhou die wet hierin. Eer jou moeder en jou vader en jou moeder. Hy sê ook vir die jong man, dat hy nie moet doodslaan nie, dat hy nie moet egbreek nie, dat hy nie moet steel nie, geen valse getuie moet gee nie. En hy noem vir hom die laaste gedeelte van die wet, van die 10 gebooie, en dit is dit wat ons moet hou teenoor ons naaste. En hierdie jong man getuig en hy sê, maar Here, ek onderhou dit. Here, ek kom dit na. Here, hier in hierdie standaard wat U vir my voorhou, onderbreek ek nie. Hierdie jong man probeer homself regverdig voor die Here Jesus, die een wie sy eie hart raak sien, en besef nie, hy bluf homself nie. Want die groot probleem wat hierdie jong man gehad het, is sy rykdom. Dit is nie verkeerd om geld te hê nie, maar dit is verkeerd om jou geld te aanbid as 'n God. Die woord sê vir ons, die 10 gebooie maak dit duidelik, dat ons geen ander God mag hê, buiten die Here. Hy is die jaloerse God, sê die woord vir ons. En daarom, omdat die jong man tekort kom in die een wet, en in die een gebooie breek hy hulle almal, maar hy bedrieg sy eie hart, om te sê, ek is regverdig voor God. Kyk al die wonderlike dinge wat ek reg doen. Kyk hoe tree ek reg op. Kyk wat 'n wonderlike mens is ek. Hy het daar gehoop, dat as die Here Jesus hom gesê het, weet jy wat, jy doen reg, hy daar kon weggegaan het in vrede. Sy gewete sou gesis gewees het, en hy sou lekker gelewe die res van sy lewe deur, met die besef, of sonder die besef, dat hy verlore was, en nie Jesus gehad het nie. Liewe vriend, wat doen jy vandag? Bedrieg jy in jouself in dieselfde manier, deur om te dink, my goeie werke en daar, of my godsdienstigheid gaan my in die lewe hou, of die ewige lewe vir my voorhou. Bedrieg jy jouself deur om te sê, maar die manier hoe ek optree in lewe, ek is nie so sleg soos ander mense daar buite nie. Wie wil ek vir u sê? Die standaard is nie so sleg nie, of om te sê ander is slegter as ek nie. Die standaard is volmaaktheid, en as jy nie volmaak is nie, lê die hel vir jou voor. En daarom het ons Jesus nodig, die een wie volmaak is. Ons bedrieg onsself deur om te sê, maar my werk en my goeie dade kan my in die ewige lewe bring. Ons bedrieg onsself as ons dink ons het nie Jesus nodig, of ons kan dit self bereik of self doen. Ons bedrieg baie keer ook onsself om te dink ons het Jesus, as gevolg van ons optrede. Liewe vriend, ek wil vandag vir jou vra, nie het jy al 'n gebed gebid nie, nie het jy al sleg gevoel oor jou sonde nie, maar het jy al op 'n punt gekom, waar jy die Here Jesus vertrou het, jou volle geloof en vertroue in hom gestel het, en daar het 'n verandering in jou lewe gekom, jy het wedergeboorte beleef, en ervaar in jou eie gemoed. As jy vandag moet terugkyk, was daar 'n dag, wat jy Jesus aangeneem het, nie maar net besluit, nou gaan ek anders lewe, nou gaan ek 'n Christen wees nie. Het jy Jesus ontmoet, en het jy hom begin volg, jou kruis opgeneem en hom gevolg, die standaard wat hy ook gestel het hier vir die jong man. Dit is die standaard. As ek en jy kan ja sê vandag, dan bedrieg ons nie onsself nie. Maar as ek vanmôre wil gryp na ander redes hoekom ek die ewige lewe sal beerwe, is ek besig om myself te bedrieg. En is ek nie eerlik teenoor die Here nie, en nie eerlik teenoor myself nie. Jy weet jy, die Bybel waarsku ons daarteen. Bedrieglik is die hart bo alle dinge, wie kan dit verstaan? Moenie môre bedrieg word deur jou eie leuns nie. Maar hoor vanmôre die standaard en die waarheid van die woord, en besef jou nood. Maar laastens sien ons ook in hierdie jongman se lewe, wat so naby gekom het, maar tog so ver is, hy breek nie met sy sonde nie. In vers 22 lees ons net, waar die Here Jesus nou vir hom die standaard gestel het, maar hy het treurig geword oor die woord, en bedroef weggegaan, want hy het baie besittings gehad. Wat hierdie jongman verkeerd gedoen het, is nie om baie besittings te gehad het nie. Die Here verwag nie van elkeen vandag om nou hulle goed te gaan verkoop nie, en in armoede te leef nie. Maar die Here Jesus het besef wat hierdie man sy probleem was. Hy het Mammon, geld gedien. Dit was sy God. En daarom het Jesus gesê, voor jy my kan aanneem, voor jy die ewige lewe kan beerwe, moet jy breek met jou sonde, breek met jou God, dat jy my kan volg en my kan dien. En wat doen die jong man? Hy draai sy rug en hy gaan bedroef daar weg. Die woord sê vir ons Jesus, die Here Jesus het die jong man lief gekry. Hy het vir hom omgegee. Hy wou daar vir hom die ewige lewe bied en het vir hom gee. Maar die jong man wou dit nie neem nie. Hy ontmoet die weg, hy hoor die waarheid, hy besef sy nood, maar hy breek nie met sy sonde nie. Hy kom so naby, maar tog so ver. Is dit nie jy vanmôre ook nie?
Iemand wat sê, ek ken die waarheid. Ek besef ek het nood. Maar diep in my hart weet ek wil nie breek met my sonde nie. Daar's dinge wat nog te lekker is. Sonde wat ek te veel geniet. Of dalk is u van die individue vanmôre wat sê, maar wat gaan my vriende van my dink? Wat gaan hulle van my sê? Of self, dink jy by jouself, dat al hierdie dinge my sonde, kan ek hou en Jesus dien. Die woord gebruik die woord bekering. Die woord bekering is so indrukwekkend en interessant, want dit beteken eintlik vir my, om my rug 180 grade op sonde te draai, van een weg en een lewenswyse, totaal en al in 'n ander rigting. Bekeer jouself, sê die woord. Kom tot inkeer. Sit jou ou lewe agter jou. Wees bereid om daardie sonde, en selfs daardie vriende as dit nodig is, op die altaar te kom plaas. Die roem, die eer, wat ook al dit my kos. Kom plaas dit op die altaar, en breek daarmee, en neem Jesus vandag aan. Moenie dat jou sonde 'n skeidsmuur veroorsaak, wat jou verhoed om by die kruis uit te kom nie. Moenie toelaat dat jou sonde keer dat jy so naby kom, maar tog so ver van die waarheid. Kom ons vat saam vanmôre wat ons sien in hierdie boodskap raak. Ons sien hier 'n jong man wat sy nood besef en dat hy Jesus nodig het. En hy kom so naby om 'n disipel te word. Hy kom so naby om 'n kind van God te word en om die Here Jesus persoonlik te ontmoet. Maar hy gaan bedroef daar weg. So naby, maar tog so ver. En daarom sê die woord, en hy sê dit hierso, dit is makliker vir 'n kameel om deur die oog van 'n naald te gaan, as vir 'n ryk man om in die koninkryk van God in te gaan. Iemand wat nie wil breek met hulle lewenswyse nie. Hoe ver en hoe naby is u dalk vandag? Ek kan hoe ver of hoe naby aan die kruis wees? As ek nie by dit is nie, is ek verlore. Ek kan nie net buite die deur wees nie. Ek kan nie maar net op die lyn staan nie. Maar ek moet Jesus aanneem. Ek moet die kruis my eie maak. En daarom sien ons in hierdie jong man, dat ek en u vandag ons nood moet besef en iets daaraan doen. Besef ek is verlore en ek het Jesus nodig. Maar ook moet ek in hierdie waarheid wat ons hoor, selfs in hierdie boodskap vanmôre, nie my woorde nie, wat die woord van ons leer, dit aanneem. Het help nie net gaan by een oor in en by die ander oor uit nie. Maar ook moet ek nie myself bedrieg en dink my werke en my goeie dade gaan my in die hemel bring nie. En ook moet ek bereid wees om vandag te breek met my sonde. Dit nie te hou en te dink, ek kan dit en Jesus dien nie. Kom vandag tot bekering en tot inkeer. Moenie een van daardie individue wees wat eendag spyt sal wees, omdat hulle so naby gekom het, maar tog so ver nie. Eendag wanneer die Here Jesus terugkom, gaan hy hierdie wêreld oordeel. En ek en u gaan voor hom staan. En die wat verlore is, gaan geen verskoning hê om te kan sê, maar Here, ek het hierdie goeie dade gedoen, hierdie werke. Al wat die Here Jesus vir u en vir my sal herinner, is hierdie boodskap. Om te sê, ek het jou die geleentheid gegee, ek het jou die kans gegee, ek het jou gewys dat jy staan op 'n valse fondasie. Ek het in jou kom wys, jy is besig om jouself te bedrieg. Ek het in jou kom wys, jy was so naby, maar tog so ver. Neem hierdie geleentheid vandag, liewe vriend. Vertrou die Here, dat hy ook hierdie werking in u lewe kan kom doen. Dat ons nie op dieselfde plek sal eindig, waar hy die jong ryk man beëindig het nie. Die Here steek sy hand vandag nog vir jou uit. Hoe gaan jy reageer? Soos die ryk jong man, treurig daar weggaan? Of gaan ek die hand van Jesus neem, my geloof in hom stel, hom in my lewe innooi, en bereid wees om in my sonde te breek? Neem vandag die keuse, neem vandag die besluit, en kom tot inkeer. Amen. Here Jesus, baie dankie vir die woord wat reguit en duidelik tot ons kom. Vermaanend, Here, maar tog so nodig het ons dit moet hoor, en weet, Here, ons het U nodig. Here, my hart breek om te dink hoe baie mense daar buite dink hulle ken nie, dink hulle is U kinders, dink hulle gaan saam met U die ewige lewe beerwe, maar hulle bedrieg hulle self. Hulle is so naby, maar tog so ver. En ek wil bid, Here, dat U vanmôre met daardie individue sal praat waar hulle die boodskap luister. Mag hulle tot inkeer kom in die besef. Mag hulle oortuig word, nie deur my nie, maar deur U woord, en mag hulle vandag die besluit maak om Jesus aan te neem. Maar mag ons as U kinders ook aangespoor word,
om ons vriende en ons familie te waarsku, oor dies wat dink hulle is reg, maar ons weet, Here, hulle is tog so ver. Here, mag U die woord in ons harte bly, en mag dit ons aanspoor om altyd by Jesus te bly, en seker te maak waar my saak met hom is. Dankie dat ons daarvoor kan vertrou. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Kom ons sit net so en bid ons om die seën van die Here. Mag die liefde van God die Vader, die genade van ons Here Jesus Christus en die opsoekende gemeenskap van die Heilige Gees met julle en elkeen wees. Amen.